Flippy Jacobs, praise die Here. Ek weet nie hoekom hulle sê Flippy nie. Jy kan maar sien seker aan my lengte, praise die Here. Maar ek was nie so gebore nie, maar die Here dra vir ons deur. En my naam is Flippy Jacobs. Ek wil vir vanaand sê, my vrou is in die midde. Ek wil hê sy moet vanaand staan. Hallelujah. Hallelujah. This is the first lady, Mary Jane Elizabeth Jacobs, in our midst tonight. May the Lord bless you, love you dearly, seize my honey buns and my cupcake through the grace of God tonight. May the Lord also bless you. Ons gaan staan hier, maar ons het 'n program hier voor ons. Jy moet onthou, wanneer ons hartseer kan ons nie nou nog so armoedig wees. Ons moet mekaar optel in die gees. En naamlik dankie sê vir Pastor Boeta, dat ek hierdie platform kan deel vanaand. Die Here het dit moontlik gemaak, 'n man wat van die plaas afkom. Moenie vergeet waar vandaan ons kom. Ons voordeur was toegemaak met 'n 6-duim spyker. Nou het ons 'n ledge en ons het kameras wat ons kan sê moenie oopmaak van binne af nie. Maar die Here het ons daai dit bewaar. Halleluja, hou ons tot vandag toe. Daar's 'n koortjie wat sê ek hoor die hemelse klokke lui. Kom ons sing hom en as iemand lanklaas sê dit vir hom, ek hoor die hemelse klokke lui. Kom ons skree hard sodat ons kan ingaan. En net daarna prys die Here vir ons Suster Beverly om vir ons haar gedeelte te doen. Baie dankie. Kom ons staan hier. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness. Galatians 5, verse 22. Good evening, ladies and gentlemen. As I reflected on William's life, this scripture came to mind because it speaks of the qualities that we saw in him throughout his life, especially his patience, kindness, and faithfulness to those around him. Today, we are not gathered here because William died. We are gathered here because William lived.
We are here to remember and celebrate a man who touched many lives through his kindness, his patience, and his willingness to help wherever he could. William was always the man of the moment when it came to family gatherings. Soos as in plat Afrikaans sal sê, hy was die man in die stuk. William strongly believed that nobody could braai a snoek better than him. And I'd like to see if there is someone, because I know what his snoek tasted like. Also, how can we forget that for the last 10 years, William parked in disabled parking bays by using his late dad's disabled parking list. He saw this as a huge joke because he could get things done a lot quicker and as a privileged citizen. One of the qualities that stood out most about William was his patience. As a driver for scholars, he spent countless hours transporting young people to and from school. Anyone who has worked with children and teenagers knows that it takes a special kind of patience to do that day after day. William had that patience in abundance. The characteristic that stands out to me is that he was not only the driver to the scholars, he was indeed the mentor, the person they could share their secrets with, the person who listened, and the person who encouraged them. William took a keen interest in the lives of those young people. I believe the conversations they had on these daily trips played an important role in shaping the lives of the young people. And then there was Gertie. Anyone who knew William and Gertie knew how much patience he had with Gertie. They shared a lifetime together, and through all those years, William showed a patience that was even greater than what he showed the scholars he drove every day. It is often in the little moments of everyday life that love reveals itself. William showed that love faithfully and consistently. What I will always remember about William is that he was willing to assist whenever he could. I cannot recall a single time when he said, "I cannot help you." If there was a way for him to make a plan, to lend a hand, or to support someone, he would do it. That willingness to help was not something he did occasionally. It was simply who he was. Family, friends, neighbors, scholars, and parents all experienced his kindness. He gave of himself freely, not because he had to, but because he genuinely cared. William leaves behind a legacy that is not measured in possessions or achievements, but in the lives he touched, the people he encouraged, and the kindness he showed every day. Someone once said that a precious jewel is sometimes lent to us for a season. We treasure it, we are blessed by it, and we give thanks for it. Then one day, the owner calls for it to be returned. William was such a jewel in our lives. We were privileged to have him with us for the time we did. And although our hearts are heavy, as we return him to his Creator, we do so with gratitude for the blessing he was to all of us. In conclusion, I want to ask Gertie and Shanita, the brothers and sisters,
all the friends and family to hold on to the good memories of William's faith in Christ, his humility, his love, and his caring nature. William was truly a humble man. We will cherish the moments when he made us laugh with his jokes and brought joy to those around him. Rest in peace, William. Thank you for living a life that gave so much to so many without ever expecting anything in return. We will miss you deeply, but we are grateful for the years we had and for the difference you made in our lives. This world is better because you were in it, and we are better for having known you. Thank you, ladies and gentlemen. Sorry, broer Fluffy. Ek gaan nog steeds in my kou. I'm also going to read a tribute on behalf of Anthony Fagan, and as we know him, Enna. I'm not sure where Enna is, maybe just show the people who you are. Thank you, a very, very dear friend of William. I'm just going to read what he wrote. I started working with William in 1987. Most people knew him as William, but to me, he was Willie. Our daily conversations began when he found out that I worked with Ford cars, and from that moment, we just clicked. What started as a friendship at work soon grew into something much deeper, and Willie became like a brother to me. He was always there for me and my family. Whenever I needed a friend, a brother, or someone to lean on, Willie was there without hesitation. My children knew him as Uncle Willie, a gentle, caring family man who always welcomed us into his home with a big smile, warm hugs, and of course, delicious warm cook sisters that were always such a lekker treat, of course with the support of his wife Gertie. We shared many wonderful memories together. Family holidays, road trips, and our visits to Somerset to admire the Christmas lights. Some of our best road trips were to visit Boeta and Sissy back in Saron. Thinking about those times brings back so many fond memories. Sadly, those moments are now cherished memories, and the daily messages I was still receiving from Willie until recently will be deeply missed. His friendship, kindness, and unwavering support will never be forgotten. Rest in peace, my dear friend and brother, from Anthony Fagan, also known as Enna. Thank you. Thank you, Sister Beverly. If possible, can you take this with you? The Lord is good. We have listened to the history and life story of Willie. Nou, ek ken vir Willie as die instrumentdraer van Sonita. Hy kon nie speel nie. En Sonita moet by die orkest uitkom. Maar sy wil die instrument uit die huis bring tot in die kar nie. Sy moet speel, nie hy nie. Sonita, we're gonna miss him. Hy was altyd so geduldig. Hy moet op die veld loop met 'n instrument wat nie aan hom behoort wat hy gaan speel nie. En almal weet, hy kan nie 'n instrument speel wat hy dra nie. Maar hy het nie omgegee, maar sy kind het hom nodig om aan sy instrument te dra. Ons gaan hom onthou vir 'n pa wat wonderlik was. Ons gaan hom ook onthou vir 'n man wat baie astrant is. Want nee, hy was nie engel nie. Kom ons is eerlik,
Halleluja, as jy maar terugpraat, dan praat hy terug. Ons moet nie mense in die hemel wil sit as hulle nie daar behoort nie. Maar om het vanaand onthou ek, as ons bely en laat staan, as die Here getrou en regverdig. En ek is so lief gewees vir hom, wanneer ek hom sien, en ek wys vir hom, dat sak hy al sy kop, want hy is bang, ek gaan nou weer kerk. Maar ek is bly dat ons mekaar kon ontmoet het. En Sister Gertie, ek is eerlik, Ielis huis was altyd oop. As 'n mens instap, en ek en my vrou drink nie koffie of tee nie. Maar glo my vrou, ons het 4, 5 koppies koffie en tee, wat ons bedrink in daai huis. En ek het vir my vrou gesê, ons gebedlede word baie getoets, wanneer ons na hulle toe gaan. Maar ons is vir die Here dankbaar, dat ons staan nog vandag, en dankie dat Ielis sy huis altyd oop was, wanneer 'n mens instap. En glo my vrou, ek onthou, wanneer ons daarvandaan gaan, dan gaan jy met leë hande neem. Jy kom met leë hande, maar jy gaan altyd met iets uit daai huis uit weg. Soms het ek self in my sak gesit, sonder om te vra. Maar die Here het ons gehelp met die Here. Ons is vanavond hier. Ons gaan verleid nie. Ek wil nie sommer die pastore is nie, dat hulle van my kan bid, dankie Here, halleluja. Ons is vanavond. Ons gaan verleid nie by Anthony and Friends. Praise die Here om net hulle to do their rendition of the item that they prepared. Let us put our hands together for Anthony and Friends. And just right after that, we'll ask Sister Solomon to render her item, and then we'll hand over to Pastor Flips in order to minister the word unto us. Amen. Pastor, ik ga dat niet zeggen. Ja, goedenavond, elke broedersusters en al die pastors in huis. Mijn naam is Anthony Dispense. Nou, dat geleentheid is geskep as gevraagd geweest om bij elkaar te komen voor mensen. Toen ik verkies met een paar mensen wat we zo achter zien als een papa, als een vrienden, wat ook groot geraakt is. Ik kan niet zeggen, William Nelson, ik zeg Paulo, it's sweetie. Als ik zo denk aan hoe Paulo, hoe ik hem ontmoette, en hij was dan in 2004 wat ik hem ontmoette. En die boek wat ik kan schrijven samen met hem, was gerust uit die boeken van Exodus 2. Exodus 2 het wat die Here gebruik het vir Moses om die volk te gaan uitlei. En die vrienden van ons was een paar Griekelijke vrienden samen met elkaar. Net zoals hij daar zo wat die, en ik zou zeggen, die uit hulle gaan uit Egypte om hulle op 'n ander plek te gaan sit. Die Here het vir Paul wil gebruik om vir ons as vriende, maar voor hulle gaan het hulle, ek wil die storie vertel wat hulle kan sien die bigger picture, waar ons die staan, wat ons kan staan soos ons staan, en ons sterke krag soos ons is. Paul wil het gesê, julle almal kan nie net kos sit hier by my huisie. Julle moet ook gaan weet. En met die het hy altyd gemaak, het vir ons elkeen 'n week gemaak, die ding, hy het baie wat 'n week gekry het met Paul. En hy was ons eerste week, dat ons gaat in Sakko toe. En almal van ons het kan skryf van wat Paul in ons lewe gewees het. Hy was 'n sterk man, hy was 'n firm man, hy was baie lief vir sy familie. Even as ek daar gesit het, en dan kom ek in by reis en dan het hy sommer vir my geskel, wat sê ek is aan die huise by reis. Jo, maar anyhow, Paul het 'n goeie lewe geskryf, familie die sterk in die tempel. Vir myself, dit was 'n skok geweest. Ek dink Paul het ons gesteld om elke een van ons lewe geskryf, 'n noodtydjie. Hy het ons aangeraak, even Saterdag wat ons die boodskap. Somehow het hy dit opgekom, Saterdag aan, het hy opgekom by my, ek by Paul wil ek kom. En ek het saam met hom gesels. En toe sê ek vir hom, ek moet by Paul wil ek kom. En van die dag, toe roep Paul wil vir my na sy huis toe. So dat wat ek aankom, my mind het so geloof hoe goed hier gegaan. Om vir hom te gesien daar so. Dat het die zwaar om my. Maar God het sy werk gedoen, as familie, luister, wat God gedoen het, is wel gedaan. Niemand anders kan nog vragen hoekom en waarom.
Maar Will was een goede maintenance man. Maar die maintenance man heeft altijd op een stoel gezet, dat hij eindelijk van een kamp afgebracht om heel goed te zien. Maar hij was van Will, hij heeft altijd een way gehad om jou beter te laten voelen. Ik kan gekomen, maar hoe? Hij heeft in my way dat ik als afgevoerd heb, maar Will heeft mij altijd opgelucht. Ik denk dat hij van ons opgelucht in de omstandigheden waar we ongewiss is. Hij heeft jou laat lekker voelen als hij avond en familie staan sterk en blij. Alles wat Will gedoen heeft, ik denk dat zal nou bij ons thuis komen. Ik zeg altijd, als je eerder weg gaat, dan zien we mensen in wat te zeggen. Zo, ons, allemaal, wat die is, familie, ons vrienden van Paul Will staan sterk in die tijd. Ik ga niet verder praten. Ja. Ik ga het doen met de ziek. Om je familie te besterven. Alle wereld zijn wat nog voorleven van de familie. Staan sterk in die tijd is nog niet klaar. Die tijd kon nog die uitdagingen zijn zo wat altijd elke dag. Baie dankie vir die ons sal twee stukke speel van huis van die manne wat nog gaan werk en nog take aan het. Baie dankie.
Here kan doen. Kom ons sit ons hande weer by mekaar. Pastor Boda, die Here het ingebring vanaand. Amen. Halleluja, net die beste. Dankie Here. Halleluja, want een van sy seuns het hy kom haal. En vanaand is die bediening geseënd met 'n blaasorkes. Amen. Want die woord van die Here sê, when the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. Ek wag vir daai geklank, wanneer ek daai môre hoor die trompet sal vir ons wakker maak en aankondig dat die Here is op pad. Ek het geleentheid vanaand, halleluja, vir ons suster om ons die boodskap dra toe te sing. Pastor Joseph Flip sal vir ons die woord bedien vanaand, maar ons Suster Solomon gaan vir ons vanaand toesing. Kom ons kry ons harte reg en ontvanklik vir die woord van die Here, maar ons luister eers hoe sy vir ons dra vanaand in die mooi dag. En sy goeie tierenheid is tot alle ewigheid. Amen. En sy trou is van geslag tot geslag. Groet aan daardie oorwinningsnaam van ons Here Jesus Christus. Be blessed. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest nights. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful.
Pastor Joseph Phillips. I'm honored tonight to announce the man who has been ordained for such an occasion. And he will minister the word as been contextualized in the Bible tonight. And the Honorable, a friend of mine, Pastor Joseph Phillips. Let us put our hands together. Ek het Flavico jare aan. Alles verander. Maar Flavico nooit. Het is goed om in die huis van die Here te wees. Kyk nou van die mening. En ek kyk na die song wat daar gespeel het. En ek haal een Sondag rondom 11:00 uit hy hele geskiedenis uit. En dan sing ons weer all my life. He has been faithful. Hoe een dag in 'n mens se lewe 'n verandering kan maak. Hulle sê diegene wat in depressie ly, hy ly heel jare aan depressie nie, maar nou net Kersfeesoggend. Sa nou nie gamen op die tafel nie. En dan begin die depressie. Ek vra verskoning van Amanda en die Winnie. As ons in skooltyd, Sharon sal weet en die ander onderwysers sal weet, as hy klaar gemerk het, dan kom die high blood pressure. En sy is klaar gemerk gisteraan, ek merk mos so, en kyk ek nou eers wat sê die Here, en dan gaan lê ek eerste, môreoggend, staan ek weer op, en dan hoor ek wat die Here sê, maar sy gooi aan my rooi pen, nagte, sê die Afrikaans, en sy gooi nagte aan. En laat vanmiddag, toe spot een van die onderwysers met die elektroniese bloedpressure goed is, en haar bloed is sky high, 184. En nou sê ek, nee man, die elektroniese goed werk hy altyd, kom ons gaan chemist toe. En by die chemist is haar bloed, sy wil ons die glo die 194. So sê hulle, kom ons vat haar maar Melomet toe. En die 3 dokters sê, nee meneer, kom ons wacht net so 'n tydjie, laat ons net kyk of dit afkom hier. En ek sê, nee, is kwaai, kom ons vat so, sit 'n bietjie druk op, ja nee, kom ons kyk, ons gaan nou huis toe. En daar kom 'n dokter, en ek sien toe by hom, hy liep bekommer. En die ander dokter sê vir my, hy het 'n paaiement geskip op sy kar, en hy sê, kos neem hom op. En dus sê van my nie worry nie, man, hy is in goeie hande, as sy kar se paaiement betaal is, dan kon sy huis toe. So sy doen 'n goeie daad, sy betaal 'n paaiement van een van die dokter se karre. So moenie bekommer wees oor haar nie. Ek sit daar en ek dink nou net, een van ons dierbare susters by die kerk, sy verkoop ouma biskuitjies. En ek dink by myself, hoe moeilik is dit? Vra, Suster Edith, van wie koop jy die? Sê nee, sy boere kan hier aan die werk. Sy is bezig om haar swimmingpool in te bou. Ek sê, Suster, ek stik my amper vir my kos. Hoe is die lewe? Ek sukkel om petrol in my kar in te gooi. Ek sê vir ouma biscuitsies en dit vir 'n swimmingpool. En hy swimmingpool moet voor September maand in is. Nou moet ons so sukkel om hy geld te kry. Dis hier die boodskap. Die boodskap vanaand wat die Here vir my gegee het, is baie eenvoudig. Hy kom met Matteus 6 uit. Die gebed wat ons geleer het van kindsdae. Onse Vader. Maar die volle repliek van die Onse Vader is nie vir my vanaand belangrik nie. As net een strofe, klein stukkie, wat so
minder as 10 woorde. Hy sê, laat jou wil geskied. Ek wil net hy stukkie gebruik alleen. Laat u wil geskied. Hemelse Vader, wanneer ons so voor u staan, Here, in ons harte is bewoe, ons is krank, Here. Ons is erger as krank as Salomo, wat hy sy geliefde sien. En hy sê, ek is krank van die liefde, en hy buig hom neer, en die kwaai jongens kom, en hulle slaan hom, en hy word verder, en sy liggaam ook krank. En so is ons krank vanaand, Here, omdat ons geliefde verloor het. Maar Here, laat ons vanaand sien, hoe alles in plek val. En die wil van die mens, ek het nooit vir jy vertel van die ou moeder wat af die tannie wat nou wil biscuits verkoop om 'n swimmingpool daar te stel. En so sit ons elke een met 'n wil van ons eie. Wanneer ons praat met mekaar oor ons wil, sê my ma, ek wil tog graag nie voor my kinders sterwe nie. En ons praat oor ons wille, dan sê ons, ek wil tog eendag hê my kinders met die beste behaal. En vir sommige van ons kom die wille waar, maar vir ander nie so waar nie. Dan sit jy met kinders wat jy self wonder, waar het ek hulle gekry? Ons ou mense, en ek kom jare aan met die AGS kerk, ons gebore hierso, Pastor Nelson gebore hierso, die Faith Mission kerk, Westside Sonderskool gegaan na aan die ander kant, saam met die Swart Sisters en andere. En ek weet hoe ons gepraat wanneer ons by mekaar uitgekom het. En dan praat ons van ons kinders, Pastor Botha, en dan praat hoor ek sê altyd vir my vriende, aan die ander kant my predikantsvriende, dan sê ek vir hom, ek het dit gehoor toe ek onder die tafel gelê het, toe hulle gedink ek slaap. En ek klomp goed is gehoor wat hulle met mekaar, Pastor Botha, sy het ook gehoor. Dan hoor sy wat hulle daaronder, wat hulle hierbo jou praat, en hoe hulle praat, en wat hulle sê. En as hulle vir ons bid, dan het hulle ons genoem op die gedagte wat die oomblik in hulle harte is. Harde woorde. Maar hulle het ook 'n gebed gehad en 'n gewil gehad, wat hulle gebid het, Here, ja, hier is Boy. Bring vir Boy voor u. Dis nou ek. En as hulle wens en hulle wil is daar, dat Boy die hoogste sport moet bereik in hierdie lewe. Dan vind jy homself dat jy so 'n onderwyser. Maar kom ek vertel jou van 'n wil van mens. Moab was die seun gewees van Noag. Noag het by sy dogters ingegaan en hulle kinders gebaar en hulle het beweeg uit Israel uit en hulle het gegaan en hulle op hulle eie gebly, want as ons nou bloedskande, nou kan hulle nie bly hier nie, en dan moet op hulle eie gaan bly, en Moab bly daar in die verte, bly Moab nou. En terwyl Moab daar bly, het hy vir homself 'n volk gestig, en het gedoen wat hy moet doen daar, en hy het die beste sport bereik in die lewe in. Maar Moab is nie my gedagte nie. Moab is die gedagte, wat ons het, wat ons verwerp. Het moet nie met my gebeur hê. Het moet nie met my gebeur hê. Maar dan kom God op 'n manier, anders se paat altyd so gesê, Pastor Flippie, die Here werk verkeerd om reg. En nou gebeur Noag dit met sy familie, en hulle beweeg weg, en dan gaan bly aan die ander kant. En aan die ander kant van die verhaal van die storie, daar staan Rut en Naomi en hulle mans en hulle is in hongersnood gedompel.
Hulle is totaal in hongersnood gedompel. Soveel sê dat Naomi se man vir Naomi sê met sy 2 seuns, luister, kom ons gaan af na Moab toe. Nou wie wil na so 'n familie toe gaan? Hy familie, as hy aankom, dan sy hulle vra, waar is Bali? Sy sê, Bali, hy was maar daar, toe is hy familie. Wie wil na hom toe gaan? Nou Naomi en haar 2 seuns, hulle besluit hulle gaan van hongersnood omkom en hulle is op weg na Moab toe. Bly lekker in Moab. Dit is 'n naam wat niemand wil noem nie. Hy bly lekker daar. Sy bly lekker daar met haar man en haar 2 kinders, maar die man kom om. Die man sterf. En die 2 seuns sterf ook later. En nou staan Naomi met 2 skoondogters. Moabite. Die ouma het se daar hulle gepraat van die wakteboys. Personeel se wakteboys het hier gebly die Panorama Kids. Nou sien hulle by die Panorama Kids en almal kyk nou oor na Moab toe, hulle sien daar is Naomi en haar 2 skoondogters en hulle die man nie. Nou kom hulle terug. Maar luister wat gebeur, hulle kom terug na Israel toe. Maar op die weg na Israel sê Naomi vir hulle, my dogters, asseblief draai om, ek het niks meer om vir julle te bied nie, absoluut niks. So die beste vir julle is om te draai. Die een dogter, die een skoondogter, sy kom uit die Kalkstefontein. Hy dogter sê, goed so. Ek weet nou wat sy moet so sê. Sy draai om en sê, gaan maar Rut bly staan. Rut bly staan. En die woorde in Rut 1 sê Rut vir haar, waar hy gaan, sal ek gaan. U God is my God. Waar hy woon, daar sal ek woon. Maar kyk die wil van die Here. Dit klink vir my en vir u 'n gedeelte van 'n geskiedenis van 'n familie wat so nigsekkend is. Is so nigsekkend, ja, 'n vrou met haar 2 skoondogters wat afgaan na Israel toe. Let mooi op. Wanneer jy kyk, die rolprent van agteraf, Noag, die Moabite, verloor die man, verloor die seuns, sy verloor alles. En nou is ons hier by die punt wat hulle op die pad is, en hulle is terug op pad Israel toe, by die gedeelte. Dan moet jy sê hoor, jou God, en die pyn, en die omstandighede, en dit wat gebeur het, dit wat ek my man verloor het, dit wat ek my seuns verloor het, dit wat ek met niks terug gaan na Israel toe. En die gedeelte begin die hand van God al hoe meer sigbaarder word. Hulle kom in Israel en hier kom die vrouens, wat daar was van die tyd af ken, van die 1960s af, en die 69s en baie, hulle ken mekaar van die tyd af. En door hulle sien, toe omhels hulle, en hulle sê van vreugde. Dit is wat Naomi beteken. Vreugde. En sy kyk vir hulle en sy sê, moet my nie meer vreugde noem nie. Maar noem my Mara. En ek is bitter. Hy storie van Rut en Naomi is fyn. Noem my bitter. En in die omstandighede, dan sit 'n mens op by dieselfde ding en sê ek is bitter. Die Here het my 'n pyn geslaan. Van die evangeliste, hulle praat daarvan, is 'n galpyl wat binne my is. Dit is wat
Hulle van praat in die omstandighede wat ons is. Maar luister wat sê Jesus binne in die Onse Vader, laat U wil geskied. Hoe kan die Here se wil geskied? Al het jou man verloor, het verloor jou 2 seuns, sy kom na niks toe terug in Israel. Absoluut niks toe. Hoe geskied die wil van die Here in die omstandighede? Gedeelte van die storie wat nog nie vir kinders bedoel is nie, is wanneer Naomi vir Rut sê, man gaan af, en na die plaas toe gaan pluk koring, en sy ontmoet later aan vir Boas, en die kinders bly die hy is nou op af 18, en sy nou 18 nou haast, is op af 18. Rut gaan en geklim onder in die bed in, by die voeten van Boas, en wat ook al daar moet gepaard gaan. Maar wat gebeur is, einde van die dag, dan raak Boas haar verlosser. Ja. Nou die weer terugkom na Onse Vader toe, wanneer Jesus die verhaal vertel. En wanneer almal na Naomi en haar 2 seuns kyk, of die 2 skoondogters, hulle gaan dit nie maak in die wêreld nie. 'n weduwee vrou met 2 skoondogters, waar gaan hulle dit maak in Israel? Sy moet in Israel met sy grond hê, sy moet kan koring verbou, sy moet kan iets doen met jou hand, sy moet kan iets ploeg, jy moet iets kan doen. Anders is sy weg. Gelukkig het nou Rut 'n baie pragtige voorkoms gehad. En hy kon daarom nou vir Boas gesmile, en Boas het maar nou so koring laat val daar, dat sê hy kan optel, so die skoonmaak het. Maar die groot ding is, hy raak die losser van Rut. En kyk, duisende jare gelede, wat hierdie pyn die mare eintlik beteken, duisende jare gelede nader, gebeur dit so, dat wanneer jy Matteus lees in die begin, in die lees die geslagregister van Jesus, dan sien jy daar in Boas is ook daar. Met ander woorde, as die mare nie gebeur het nie, dan het die Christenkind nooit gebore nie. As dit nie vir die mare oomblik van Naomi nie, dan het sy nooit gesien dat sy is in die geslagregister van Jesus nie. En kom ek sê vir nog anders. Wanneer 'n mens jou naam kyk, dan wonder jy altyd, waar gaan my naam vir my neem? As jy kyk na Moab en met van Noah en van alles wat gebeur het, dan moes hulle nergens naby Christus gekom het nie. Dink aan. Paar kinders by die dogters. Pas op moeder, wat gaan in Israel aan? Hulle beweeg, as hulle in ons omstandighede moes geleef het, as hulle hier moes gekom het. Pastor Botha sal gesê dat my broer, ek oor jy kom af van Moab af. My kerkraad het gesê, die Moabita kom nie op my preekstoel nie. Ja. Maar hier dieselfde een kom in die geslagregister van Jesus, en hy word een van genoemdes in sy geslagregister. Ek vind dit baie moeilik om David se naam, Solomon se naam, daar te sien in die geslagregister. Ek is 'n David vir Jesus, ek is 'n Daniel vir Jesus. Maar jou naam is geskrywe in die boek van die lewe, omdat 'n vrou bereid was om 'n Mara te wees. Hoe dit daarvoor lyk, weet ek nie, maar dit weet ek. God
sal jou mare verander. Hy gaan 'n stok in jou water gooi, sodat dit kan soet raak. Sien die water van mare? En woestyn uit. Hy gaan 'n stok in jou water gooi. As 'n gebed wat ek bid, dat ek ook weet, Here, die 40 sekondes in die gebed is maar moeilik. Ek sê, Here, wanneer gaan ons by die plek kom? Wanneer ons op gaan hou om versoeke te rig. Die maar is bid vir my, ek het werk nodig van die Here af. Die maar is bid vir my kind is siek in die hospitaal. Die maar is, wanneer gaan ons by die einde van die gebede kom? En die eind van die gebede lê binne ons in. Is 'n gebed wat net uitroep, Here, ek soek die stok, Here, wat my mare kan soet maak. En nee, ons sien dit, ons sien 'n siekte, ons sien 'n werkloosheid, ons sien al dit raak. Maar wat God wil hê, jy moet sien, is 'n Naomi, wat vol vreugde was, en enige persoon wat werkloos is, hy was vol vreugde, en nou kry hy maar uit. Dis tyd wat ons sê, Here, verander my mare. 'n Mens kan niks maak aan die dood nie. Die dood is een van die wonderlikste dinge wat 'n mens ooit kan deurmaak. Ek het het nog nie deurgemaak nie, maar ek het 'n idee. En as ek kyk na die dood, dan is dit 'n stadium wat van die een gaan na die ander toe. Weet jy hoe moeilik was dit geweest om gebore te word? Jy moes deur 'n kanaal gaan wat jy bekend is mee nie. Wanneer jy deur 'n kanaal gaan, dan moet jy wonder, want sodra jy uit die baarmoeder is, dan raak die water binne die baarmoeder vir jou minder, en nou moet jy nog verder gaan, en nou moet jy deur die droogte gaan in die kanaal. Tot wanneer iemand kom en in jou kop gryp. En dit is nie maklik nie. En dit is wat die dood vir my en vir u veronderstel is om te beteken. Dit beteken dat ek word hergebore, soos ek elke dag veronderstel is om hergebore te word. En wanneer ek aan die ander kant kom, moet iemand my gryp, sodat ek in die lig kan wees. Kom ons by die Here vir die maras van die oomblik. En daarin sluit ons in, ons ook Antimini in die familie, en vir Gertie. Allemaal. Shanika sê ek het reg. Al wat ek in die klas sê, En hy sê, eerste 10 Tom Tingeling se naam hoor, en ek sê, Here, help my net hierso. Kom ons staan en bid ons saam. Here, wat kan ons sê in die Mara oomblik, Here? Ons kan stil raak. Ons kan dit aangryp, Here. Ons kan dit leer uit die les uit, dat U wil geskied, Here. Oor nou met my lyk, Here, maak nie saak nie, want ek weet dat U wil is goede tierenheid. En soos ons so staan, Here, dan bid ons, Here, dat in hierdie Mara oomblikke ons elke een sal uitroep, Here, ek het dors. Soos hy het geroep het, Here, op die kruishout van Golgotha, en hy uitroep en sê, Here, ek het dors. En dan terwyl, Here, sal iemand bitter gul water vir ons gee, maar dan drink ons dit, omdat U was bereid om dit te drink. Maar dan daar, Here, wil ons ontwaak hier op die Sondag, na die derde dag wil ons ontwaak, en dan wil ons U sien, Here. Dit wil niks anders, dit wil net U sien. En so met ons, Here, dat U die vrede van Timini, die Gertie en die dochter sal gee. Het is al weet, ons weet nie nou nie, ons het nie nou 'n idee nie, maar wat ons weet, is dat ons weet.
laat die wil weer eens geskied. Nie net vir vanaand teen in ons lewe nie, maar die wil geskied hier op 'n Saterdag. Ons lof, ons prys en ons aanbidding kom niemand toe nie, net aan U alleen. Dankie, Pastor. While we remain standing, 70 jaar is wil nou sit. Ons is dankie vir die woord wat ons harte bereik het. Ek gaan vra vir die senior pastor, Pastor Botha, en ek wil vra Pastor Sean en alle pastore wat die teenwoordig is, Pastor Botha sal vir die familie bid. Ek gaan vra dat al die familie na vore sal kom. Die hele familie, all family members. Dan gee ek oor aan Pastor Botha wat die familie gaan opdra vanaand. Ek gaan vra dat al die familie, ook die rede daarvoor vanaand. Want ons gaan 'n seëngebed oor die vanaand bid, dat die Here U sal versterk. Ons is vanaand in die laagte, we in the valley. Maar ons vertrou dat die Here gaan ons optel. Oor aan Pastor Botha. Dankie Pastor. Ek vra net dat die pastore net so agter daar om die familie net so toemaak. Ek vra dat jy net die hande na die familie sal uitsteek as 'n teken dat jy saam die gebed steek. Halleluja. Oorlog van die kerkraad as jy eers kom. As jy van die kerkraad is kom staan nader. Amen. O Heer, ons Heer, hoe wonderbaar is U naam onder die ganse aarde. Daar is niemand soos U. Daar is niemand wat met U vergelyk kan word. Wanneer ons in hierdie oomblikke so by mekaar kom, dan kom ons aan die lewe van William Nelson. Dan wil ons U dank dat U hom vir soveel jare aan sy vrou en sy dogter, aan sy ma en broers, skoonfamilie, skoonsusters en broer, en 'n groot vriendekring gegee. Ons wil uitroep in die woorde dat sê hy die goeie stryd gestry. Hy het die geloof behou. Hy die wedloop en uitgehardloop. Nou is daar vir hom weggebeer die kroon van die ewige lewe. Ons het geen twyfel waar hy nou is. Want U woord leer ons as ons hier uitleef, leef ons by die Here. En ons weet, Here, hy is veilig in U arms. Maar hier staan 'n familie wat gebroken is, wat sy harte seer en hulle het pyn, want 'n geliefde is uit hulle midde uitgeruk deur die koue hand van die dood. Sy stem het stil geword. Sy voetstappe sal nie meer gehoor word nie. Sy sitplek rondom die tafel is leeg. En hulle harte seer. En nou bring ek hierdie harte en die pyn van Kathy en Nita en dat die minne en die broers en die skoonbroers en die skoonsusters, ek bring het nou na U toe, omdat U die trooster is. En niemand kan troos soos U troos. Trek hulle styf is. Omarm hulle in U liefde en U troue sorg.
sal ons skei van die liefde van Jesus. Ek bid nou, Here, dat hulle ook u liefde sal ervaar in hulle oomblik van rou en van pyn. Kom in u volheid. Kom in u krag. In Jesus naam. Dankie, Here. Ons het 'n hoofpriester wat medelee het met Gertie vanaand, met Nita vanaand, met Antimini vanaand. U sien hulle pyn. En het gaan nie ongesiens by u verby. Kom, Here. Kom in u krag. Lig haar op. Versterk haar. In die naam van Jesus. In haar eensaamheid. In haar vermis. Bid hy nou. U naam. Ek bid dat u naam ja sal wees naby. U beloof in die woord, u is naby die wat gebroken is van haar. En u verbind hulle wond. Wees er besonder, naby haar. In Jesus naam. Ek bid vir alles wat nog gedoen moet. Ek bid dat u hulle die leiding sal gee. En ek bid nou vir die begrafenisdiens. Dat u bonatuurlike krag aan hulle sal gee. In Jesus naam. Hou hulle trouw. Hou hulle trouw. In Jesus naam. Word nou verheerlik, Here. En in die elkeen van ons lewens. In die naam van die Vader,
everything, I call upon gehoorsaamheid is beter as offering, sê die woord van die Here. Maar ek wil aan u vanaand ook baie dankie sê. In die eerste plek wil ek vir Pastor Botha, die vrou, Pastor Sean, die kerkraad en almal die teenwoordig baie dankie sê. Vir die geleenthede aan ons beskore vanaand. Die weeklas gaan goed gebeur. Prys die Here, wanneer ek praat glo ek hulle moet stil. Maar die woord van die Here sê jy moet met die ouer mense moet mooi handel, jy kan nie met hulle oppraat. So ons waardeer en ons wil vir baie dankie sê in die eerste plek Pastor Botha. Ek is baie dankbaar wanneer ek sê, ek is eerlik wanneer ek sê ek is bly. Wanneer ek kerk se deure oopgaan om mense te kan help. En vanaand Pastor Botha en kerkraad, almal die teenwoordig en die vroue van die manne wat in die kerkraad sit. Baie dankie vir julle wat toegesien het dat ons vanaand hierdie diens hier kon hou. Kom ons sê dankie vir die Here, vir die dienaars van die Here. Dan wil ek ook baie dankie sê vir die worship team. Ek wil hulle moet vanaand staan. Yes, halleluja. Die band wat vir ons vanaand gedra het. Normaalweg sal ek met die worship team en band prys die Here, maar die Here, Pastor Sean, het vanaand gemaak dat ons gemaklik met mekaar kan saamwerk. U werk, jou werk en my werk, ons almal se werk is God se werk. En baie dankie dat u hulle so wonderlik gesing het. Kom ons sit ons hande bymekaar. Baie dankie. Nou wil ek aan die bedroefde familie en hulle kyk vir my nou oor hulle saam. Al die pastore vanaand in die huis, is hulle 70 of ouer. Pastor Colin, ons herken die manne van die Here vanaand in ons midde, en ons sê dankie dat julle saam met ons is vanaand. Mag die seën van die Here ook julle omarm in Jesus naam. Ek sien die kanselare is saam met ons hier vanaand, maar dis nie 'n politieke aangeleentheid nie. Maar ek sê vir die Here dankie, hy is saam met ons vanaand. Halleluja. Dan is die reëlings vir Saterdagoggend, viewing in church, it's half past 8. From 8:30 we'll have viewing in church. Please come early, so that there isn't any issues, that we circumvent any mishaps. Baie dankie, Pastor Jacobs. Kom ons sluit die oë en ons bid saam. Almagtige Hemelse Vader, vanaand is ons dankbaar en bly, Here, vir hierdie diens wat ons kon gehad het, Here, ter herinnering van ons broer William Nelson. Baie dankie, Here, deur elke woord, elke lied, elke sangstuk, Here, en die woord van die Here het U ons opgetel en opgelig, Here. Ons bid, Here, Hemelse Vader, vir al die familie, Here, dat U hulle sal omarm, Here, en vir hulle 'n God van naby is. Aan U die lof, aan U die eer, aan U die prys en aan U al die aanbidding. Vader, as ons vanaand in hierdie gebedehuis gaan, Here, op pad huis toe, Here, vra ons nou, Here, vir reisgenade. En ons bid, Here, Hemelse Vader, as dit die wil is, Here, bring ons Saterdag weer byeen, terwyl ons die begrafnisdiens sal hê van ons wyle broer, Here. Aan U die lof, die eer, die prys en al die aanbidding. Amen. Amen. Yes, now, baby, I would be sorry.
saam die seën van die Here. Dan gaan ons huis toe. Amen. Die Here sal u seën. Die Here sal u behoed. Die Here sal sy vriendelike aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en u sy vrede gee. In besonder ook aan die Anita en aan die Minnie en die Brio familie. Van nou af tot in alle ewigheid. En almal wat die koms van die Here verwag, sê hardop saam. Amen. Amen.